Goeiedag, ons is in Pascha of Pesach reeks nommer 9, die 9de gedeelte. En vandag se tema is Pilatus staan voor Yeshua en hy soek die waarheid. Ons het gesien Johannes het vir Kajafas geken. En kon die hoofpriester Kajafas se voorhof ingaan waar hierdie soldate en 14 beamptes vir Yeshua toeneem, waantoe hulle vir Yeshua neem na Kajafas se binnehof toe. Maar die vraag is, hoekom moes Petrus ook ingaan by die voorhof van die hoofpriester? Ons weet hy het ingegaan as gevolg van Johannes wat vir Kajafas ken. Maar onthou, daar was ook 'n profesie wat vervul moes word van Yeshua, en daarom moes Petrus Kajafas se voorhof ook ingegaan het. Onthou, Petrus het 'n verklaring gemaak dat as al die ander disippels Yeshua verlaat en aanstoot neem, hy sal nooit aanstoot neem en Yeshua verlaat nie. Yeshua sê toe vir hom, voorwaar, ek sê vir jou Petrus, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Met ander woorde, Yeshua sê vir Petrus, Petrus, jou commitment, jou toewyding tot my, Petrus, dit sal nie eers 12 ure hou nie, hoor. Petrus sê toe vir Yeshua, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Nou, ons almal het al Abba Vader verloon, ons het mekaar al verloon, is dit nie? So in Matteus 26 vers 69 tot 74 staan, en Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis, Kajafas se voorhof. En 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Yeshua die Galileër. Maar Petrus het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En hierdie verloning van Yeshua het in die voorhof van die hoofpriester Kajafas plaasgevind. Onthou, Petrus en Johannes was juis daar, want dis hulle twee wat die Pascha maal moes voorberei en die twee wat die Pascha lam moes gaan offer het. So Matteus 26 vers 71 tot 74 sê toe verder, en terwyl hy ingaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie Petrus en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Yeshua die Nazareër. En met 'n eed ontken Petrus dit weer, ken die man nie. So nou verloon Petrus vir Yeshua met 'n eed, wat nog 'n hoër vlak is van verloning. En toe 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Dis wat gebeur as jy tyd saam met Yeshua spandeer, jy begin praat soos Yeshua, so jou spraak maak jou ook bekend. En toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie die man nie. Petrus sweer en dis nog 'n dieper vlak van verloning. Hoor gou hoe hartseer is dit, toe Petrus die 3de keer Yeshua verloon, want hoor wat sê Matteus 26 vers 75, en dadelik het die haan gekraai, en Petrus het die woord van Yeshua onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buite toe gegaan en bitterlik geween. Hoor gou weer? En dadelik, na die 3de keer, het die haan gekraai. Kan jy dink? Onthou, Petrus het vir Yeshua gesê, ek sal u nooit verloon nie. En Yeshua sê toe vir hom, Petrus, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus sê, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Met ander woorde, die woord sê, terwyl Petrus Yeshua verloon vir die 3de keer, dadelik het die haan gekraai. Dadelik het die haan gekraai. Nou kan jy dink, ek ben Petrus was saam met Yeshua in die tuin van Getsemane, toe Yeshua se bloed die eerste keer geval het. Vir die prys wat hy gaan betaal, sy sweet het verander in bloeddruppels. Nou kan jy dink, Yeshua sit daar, hy bid, en die disippels is daar, en Yeshua loop 3 keer na hulle, en hy sê, bid en waak. Hy vra hulle nie om saam met hom te bid nie. Yeshua sê vir hulle, bid en waak, dat julle nie in die versoeking kom nie. Petrus, bid en waak, dat jy nie in die versoeking kom nie. En die woord sê, terwyl Petrus Yeshua verloon vir die 3de keer, dadelik het die haan gekry, maar hoor gou wat sê Lukas in Lukas 22 vers 60 tot 61, maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekry. Hoor gou wat sê Lukas toe verder. En Yeshua het hom omgedraai en Petrus aangekyk.
En toe het Petrus die woord van Yeshua onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Nou jy moet weet, die voorhof van Kajafas se paleis was nie so groot nie, dalk 27 meter by 27 meter, maar Lukas sê, toe Petrus Yeshua verloon, en die haan kraai, toe kyk Yeshua vir Petrus. Kan jy dink, hoe moes Petrus gevoel het, toe Yeshua vir hom kyk? En die vraag is, hoeveel keer het ek en jy nie al so vir Yeshua verloon nie? Hoeveel keer het ons nie ook soos Petrus vir Abba Vader in ons gebede iets gesê of beloof nie, en dan is dit nie eers 'n paar ure later nie, dan is ons commitment of ons belofte aan hom lankal vergete. Dan praat ek nie eers aan teenoor mekaar nie. En wat as Yeshua vandag vir my en jou kyk? Wat as Yeshua vandag vir my en jou kyk, na al die commitments, al die beloftes, al die dinge wat ons sê, wat ons nie nakom nie? Jy sien, 'n commitment, 'n vow, of 'n committed disciple van Yeshua bly nie net by woorde nie, maar sy woorde kan jy sien. Sy woorde word dade. En die vraag is, wat as Yeshua my en jou oor hierdie Pasga terugroep na om committed tot hom toe te wees? Hoekom nie vir hom sê soos Dawid, Abba, wees my genadig, o God. Na u goedertierenheid delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Nou ons weet, Yeshua was sonder sonde gewees, en Yeshua was die lam van God gewees, sonder gebrek en vlekkeloos. Maar vir die wêreld om hom skuldig te laat lyk, moes iets gebeur het. Vir Yeshua om skuldig te wees, moes daar iets gebeur het. Want sien, as jy in die waarheid staan, as jy die waarheid is wat Yeshua is, want hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en mense beskuldig jou vals, hoe gaan hulle dit reg kry om jou skuldig te laat lyk? Deur leuns te vertel. Wie is nou weer die vader van die leuns? Die woord van Abba Vader sê in Johannes 8 vers 44, die duiwel is die vader van die leuen. So Yeshua is vals beskuldig en leuns is oor hom vertel, en al wat Yeshua gesê het was, I am the Messiah. Ek is die seun van God. Ek meen, Yeshua kom staan reg voor hierdie geestelike leiers, wat so vinnig uitgesproke en so judgmental was, as iemand Abba Vader se woord, sy wet gebreek het. Want sien, wanneer ek iemand wat onskuldig is, wat rein is, probeer skuldig laat lyk, al pad wat ek kan stap is die pad van die vader van die leuns. So Yeshua gaan staan voor Kajafas die hoëpriester en al die geestelike leiers, en hulle breek Abba Vader se woord op 3 plekke. Hulle breek Abba Vader se woord op 3 plekke. Nommer 1, die getuienis. In Numeri 35 vers 30 staan, as iemand 'n mens doodslaan, moet die moordenaar op verklaring van getuienis doodgemaak word. Maar een getuie is nie genoegsaam om iemand tot die dood te veroordeel nie. En die vraag is, Kajafas, waar is jou 2 getuienis teenoor Yeshua? Want Markus 14 vers 55 tot 56 sê, en die owerpriesters en die hele raad het getuienis teen Yeshua gesoek om hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie, want baie het vals teen hom getuig, en die getuienis was nie eenders nie. Ek meen, hulle het klaar besluit, hulle gaan Yeshua doodmaak. Al wat hulle nou nog nodig gehad het, is evidence, of is getuienis. Want hoe kan Kajafas se hofsaak verder hou? Ek meen, hulle vind geen fout in Yeshua nie. Kajafas, wat het gebeur? Wat het gebeur? Jy is hoëpriester. Wat het gebeur met jou mag? Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste gee nie. Is dit nie 'n instruksie van Abba Vader nie? Nommer 2, 'n hoëpriester mag nie sy klere skeer nie. Daar was al hierdie vals beskuldigings teenoor Yeshua, en hy praat nie 'n woord nie. Kajafas sê in Markus 14 vers 62 tot 63 vir Yeshua, is jy die Messias? En Yeshua sê, ja, ek is. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuienis nodig? Nou, Abba Vader se woord sê in Levitikus 21 vers 10, 'n hoëpriester mag nie sy klere skeer nie. En net daar is Kajafas nie meer hoëpriester nie. Dan nommer 3,
Yeshua staan en hy luister na al hierdie aantuigings in hierdie hofsaak. Maar die woord sê, Yeshua het nie 'n woord gesê nie. Hoekom? Hoekom het Yeshua niks gesê nie? Maar Vader se woord sê in Jesaja 53 vers 7, hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die skaapplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Maar Vader se woord sê in Levitikus 5 vers 1, en as iemand sondig dat hy die luid uitgesproke besperings hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet, as hy naamlik dit nie te kenne gee nie, en so sy ongeregtigheid moet dra. Met ander woorde, as iemand hierdie beskuldigings teen hom aanhoor, en hy is onskuldig, en hy bly stil, dan vat hy daai beskuldigings of sondes op hom. Wat het Yeshua dan gedoen? Die lam van Abba Vader staan voor hulle, voor hierdie kerkleiers, en niks wat teen hom gesê is die waarheid nie. En Yeshua bly stil, en die feit dat Yeshua stil bly, sê Yeshua eintlik, gee sondes vir my, ek sal dit vat, asof dit myne is. Gee jou sondes vir my, gee al die valse beskuldigings, gee dit vir my, ek sal dit vat, en hy vat my en jou sondes, saam met hom in die graf in. As hy geantwoord het en homself verdedig het, sou hy homself gediskwalifiseer het as die Messias, die lam van God. Want hy sou die woord van Abba Vader dan gebreek het. Maar hy staan soos 'n lam ter slagting en sê, maar ek sal dit op my vat. Caiaphas stuur toe vir Yeshua na Pilatus toe, en in Johannes 18 vers 38 sê Pilatus vir Yeshua, wat is die waarheid? Pilatus is op soek na die waarheid, want Pilatus sien Yeshua is nie regtig skuldig nie. Inteendeel, as hy net sy oogskille van sy oë afgehaal het, het hy die waarheid gesien, want Yeshua is die waarheid. Maar Pilatus sien Yeshua is nie regtig skuldig nie, en vra vir Yeshua, wat is die waarheid? Maar Yeshua staan reg voor Pilatus, en ons weet, Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe. Pilatus weet dit vir een of ander rede, hy weet dit, want in Matteus 27 vers 18 tot 19 staan, want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid, jaloers, afguns oorgelewer het. Hoor weer, Pilatus het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gegaan en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Selfs Pilatus se vrou droom oor die Betalja en beaam die onskuldigheid van Yeshua. Pilatus kry 'n blinkplan. Nou daar is 'n gebruik om met die fees 'n misdadiger los te laat. So asof iemand 'n tweede kans kry. En Pilatus se plan is om die skare mense die kans te gee om tussen Barabbas en Yeshua te kies. En so staan Pilatus die goewerneur met Yeshua aan sy een kant wat die sonde van die wêreld op hom neem, en aan sy ander kant Barabbas, 'n berugte man. En voor Pilatus is Caiaphas, die wetgeleerde. Die wetgeleerdes, so voor Pilatus is Caiaphas, die wetgeleerdes, Romeinse soldate, Gentiles en godsdiens, religion. Nou Barabbas se naam in Hebreëus is Bar Abba. Bar wat beteken seun en Abba wat beteken vader of papa. Met ander woorde, sy naam beteken seun van die Vader. As jy Barabbas se eerste naam gaan kyk, soos wat in Matteus 27 vers 16 vir ons gegee het, is dit Yeshua Barabba. Yeshua wat beteken salvation of redding. Met ander woorde, aan die een kant is dit salvation through the Son of the Father, en aan die ander kant is dit salvation through the Son of God. En Pilatus neem aan, dis mos voor die hand liggend, dat enige weldenkende mens vir Yeshua sal kies, teen die rowwe misdadiger Barabbas. Nou wie sal nou die koning van die Jode laat sterf en 'n moordenaar laat lewe? Of so het Pilatus gedink. Maar hier het Pilatus nog 'n foutjie gemaak. Hy het die invloed van die kerk totaal al onderskat. Die klomp korrupte leiers van die kerk het teen hom gedraai. En Matteus 27 vers 20 sê, maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes laat leef en Yeshua ombring.
Met ander woorde, die korrupsie loop dik. En hoe belaglik is dit nie dat die kerk die mense so kan beïnvloed om te kies vir iemand wat hulle eie lewe in gevaar stel teenoor 'n mens wat net gedoen het, wat net goed gedoen het. 'n Mens wat net goed gedoen het. En Pilatus vra hulle, wil julle hê ek moet julle wil julle hê ek moet vir julle loslaat? En hulle skree, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle skree Barabbas. So, dit is net so belaglik hoe die kerk die mense so kan beïnvloed om te kies vir iemand wat hulle eie lewe, iemand wat moord gepleeg het, iemand wat van die vyand is, teenoor iemand wat hulle genees het, een wat hulle die waarheid kom vertel het. En Pilatus vra hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle skree Barabbas. En dis die invloed wat die kerk vandag nog het. In die week het ek ook oproep gekry van iemand wat vir my gevra het, maar hoe kan dit wees dat sekere waarheid nog altyd, hoe kan dit wees dat Vader nie met ons sy waarheid deel nie, en dat ons sekere goeders, soos byvoorbeeld die Goeie Vrydag, wat nie op die Goeie Vrydag geval, Yeshua is nie gekruisig op 'n Goeie Vrydag nie, byvoorbeeld dit, hoe kan dit wees dat en die persoon sê, hoe kan dit wees dat Abba Vader ons nie die waarheid leer nie? En die vraag is, het ons nie te vasgekleef geraak aan die godsdienstige leiers? En dis hierdie godsdienstige leiers wat Yeshua gekruisig het. Pilatus vra verder, Matteus 27 vers 22, wat moet ek dan met Yeshua, wat die gesalfde genoem word, doen? En hulle skree, laat hom gekruisig word. Hulle skree soos een man, laat hom gekruisig word. Pilatus doen toe 'n baie dom ding. Hy staan nie op nie. Hy staan nie op vir Yeshua nie, na sy vrou hom gewaarsku het, maar laat toe dat hy soos al die res van die mense deur die kerk beïnvloed word. Hy probeer met 'n soetsappige beeld sy onskuld wys, deur sy hande met water te was, so asof hy sê dat hy niks met hierdie betalje uit te waai het nie. Maar Pilatus, terwyl hy weet Yeshua is onskuldig, gee hy nog steeds aan 'n klomp korrupte kerkleiers en bloeddorstige mense gee hy vir Yeshua oor. As Pilatus so slim is om te weet Yeshua is onskuldig is, hoekom is hy nie slim genoeg om op te staan vir die waarheid? Yeshua nie. En die vraag is, ek en jy? Volg ek en jy godsdienst, dit wat almal doen, of volg ons Yeshua, die waarheid? Is daar smagge in jou hart na die waarheid, waar jy jou alles sal surrender, soos wat die vrou haar albasterfles gebreek het en Yeshua, die koning van konings, gesalf het? Of het jy hier in jou binneste, daardie rebellie, want die eie ek kry nie sy sin, soos Judas nie? Wie kies jy? Die vraag is, Tabernakels kind van Abba, wie kies jy? Die vader van die leuen, of die vader van die waarheid? Yeshua se arrestasie en verhoor het plaasgevind in die vroeë oggendure, toe meeste van Yeshua se aanhangers en disippels nog geslaap het. Petrus het Yeshua verraai nog voor die hand gekry het, so tussen 4 en 5 in die vroeë oggendure. In Markus 15 vers 1 Hebreëus lees ons dat Yeshua se finale vonnis was met sonsopkoms. Yeshua was gekruisig 9 uur die oggend volgens Markus 15 vers 25. Dit was gewoonlik die eerste tempeldiens van die dag. Dit was die eerste tempeldiens van die dag. En ons weet, hier het alles gebeur op voorbereidingsdag, op Pasga, die 14de Aviv. Die korrupte owerhede het geweet, hulle moet hulle geheime verhoor hou voor die skare die tempel nader kom om daar te aanbid. En soos wat Yeshua toe sy kruis uitdra na Golgotha, kom sy volgelinge agter wat besig is om te gebeur met hulle Messias, Yeshua. Dan sê Lukas 23 vers 27, en 'n groot menigte van die volk het Yeshua gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Die Israeliete het altyd vanaf 9 voormiddag op die dag van die Pasga-vieringe begin met die voorbereidings, sodat die lammers teen 3 namiddag geslag kan word en als klaar wees vir ete voor 6 namiddag,
wanneer die volgende dag begin, wanneer die Pasga maal ook gebeur het, op die 15de Aviv, wat die 1800 die aand begin. As die laaste lammetjie 3 uur die middag geoffer was, het die hoëpriester uitgeroep, het sy hande uitgestrek en geskree, nikmar, wat beteken, it is finished. Nou as jy in die kruis gehang het jy aan 'n hartaanval gesterf. En as jy die mediese boeke gaan naslaan, sal jy sien, iemand wat aan 'n hartaanval gesterf het, sy hart is soos was. 'n stuk kers wat jy druk en dit verhard. Daai sagtheid is weg. Soos Psalm 22 sê, dat Yeshua se hart het soos was geword. Dink daaroor. Wat is die dinge wat my en jou hart hard maak en wat my in slawerny hou? Is dit nie onvergewensgesindheid? Nie? Is dit nie bitterheid, haat, jaloesie, nyd en afguns nie? Alles wat ons hart kan verhard, dit het Yeshua gevat. Yeshua se hart het so hard soos was geword, sodat my en jou klipharde hart uitgehaal kon word. En dat die Abba Vader dit kan verander van 'n hart van klip na 'n hart van vlees. Maar dan sê Yeshua in Johannes 8 vers 28, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. Nou as ons gaan kyk na die bordjie wat Pilatus bo Yeshua op die kruis laat opsit het, dan staan daar Yeshua van Nasaret, die koning van die Jode. As jy die woorde in Hebreëus vat en jy vat die eerste letter van elke woord, dan staan daar Jod-Hei, Waw-Hei, Yahweh. Met ander woorde, wanneer jy die seun, Yeshua sê, wanneer jy die seun van die mens verhoog het, dan sal jy weet dat dit ek is. En toe die hoëpriester sien wat hulle op Yeshua, die bordjie bo op Yeshua vassit, die hoëpriester dit sien, toe sê hy, haal af, skryf iets anders. En Pilatus sê, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En so word Yeshua my en jou hoëpriester, Abba Vader. Yeshua, ons hoëpriester, kom offer, die perfekte offer, homself. Abba Vader se woord sê in Levitikus 16, vers 18 tot 19, dan moet hy, die hoëpriester, na die altaar ingaan, wat voor die aangesig van Yahweh is, en daarvoor versoening doen. Hy moet die bloed van die bul neem, en het rondom aan die horings van die altaar stryk, en met sy vingers van die bloed 7 maal daarop sprinkel. Die hoëpriester moes namens die volk ingaan, deur die voorhangsel, by die tabernakel en later by tempel, voor die aangesig van Abba Vader vir die volk. En hierso, om as hoëpriester aangestel te word, was daar baie vereistes in Levitikus 8. Ja, die hoëpriester moes afgesonder word, deur met olie gesalf te word, bloed moes aan sy regter oor gesmeer word, en bloed moes aan sy regter duim gesmeer word, en dan moes daar bloed aan sy regter groottoon gesmeer word. En dan verloor hy ook sy amp as die hoëpriester sy klere skeer, as die bestaande hoëpriester sy klere skeer. As die hoëpriester dit doen, is hy nie meer langer die hoëpriester nie. Het hierdie alles gebeur, het Yeshua dit kon vervul? Ja, want Kajafas, die huidige hoëpriester, skeer sy klere, Matteus 26 vers 65, en dis nie meer langer en hy is nie meer langer hoëpriester nie. En Yeshua gaan deur al die vereistes om my en jou hoëpriester te word, volgens Abba Vader se woord. In Markus 14 vers 3 is Yeshua gesalf deur 'n vrou. In Johannes of Matteus 26 sien ons dit ook. In Johannes 19, toe die doringkroon op sy kop gedruk word en geslaan word, loop daar bloed oor sy regteroor. In Lukas 24 vers 39 is daar bloed op Yeshua se regterduim en op sy regter groottoon, deur middel van die spykers wat deur sy hande en sy voete vasgespyker is. Die hoëpriester moes dan ook die bloed van die perfekte offer neem en die bloed van die offer en dit 7 maal gaan sprinkel het, en is hierdie vereiste volkome vervul? Is Yeshua se bloed, het Yeshua se bloed 7 keer in Jerusalem geval? Omdat Jerusalem is hierdie stad met Yeshua se naam, Vader se naam binne in hierdie stad, tussen die berge, het Yeshua se bloed 7 keer kom val in Jerusalem. Daarna gaan ons kyk. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Vader, die woord is soos heuning in my mond, en dankie vir die prys wat Yeshua betaal het.
Ja Vader, ek wil kies om Yeshua te volg. Nie te luister wat die wêreld en dinge, mense sê nie. Owerpriesters, fariseërs, ek wil U volg en U lei. Ek wil vra Vader, lei my net U waarheid. En soos daai Pilatus vra, wat is U waarheid? Wanneer U ons U waarheid dan kom leer, mag ons nie kies om soos Pilatus weg te draai van dit en nog steeds ons hande in onskuld te was nie. Nee, maar om te verander volgens dit wat U ons leer in U woord. Vader, dankie vir U woord. Ons kies om U te volg. Kom leer ons meer. Dankie vir die prys van die bloed van die lam. En dankie Yeshua dat U ons hoëpriester is. Dankie. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jodai Wawai. Amen. Shalom.